Goeiemôre, liewe kykers en medegelowiges. Baie welkom weer eens by Rustenburg Gemeenskapskerk se Sondagoggend erediens en boodskap. Ek is Dominee Erns Gottschalk en vanoggend se tema is die Christen se marathon. En voor ons by hierdie boodskap kom, gaan ons net gou vinnig uit die woord van die Here lees, want dit is natuurlik altyd waar ons moet begin, is by die woord van die Here self, en dan moet ons gedurig natuurlik teruggaan na die woord van die Here, om seker te maak dat ons nog steeds by die regte plek is. Vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na die tweede brief aan Timoteus. In hoofstuk 4 van daai brief lees ek vanaf die 6de vers. Wat my betref, skryf Paulus, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Dis natuurlik Paulus wat hierso aan Timoteus skryf, maar Paulus se omstandighede kom ons agter uit die formaat van die brief en dit wat hy in die brief noem. Op hierdie stadium van sy skrywe vind Paulus homself in die tronk. Hy is naby aan sy teregstelling. Ons kom agter dat Paulus amper oortuig daarvan is dat binne die volgende paar weke of maande, ons is nie seker wanneer nie, gaan Paulus met sy lewe betaal. Maar kom ons kyk bietjie en zoom in, so te sê, aan Paulus se woorde hierso. En dit is die laaste woorde wat hy aan Timoteus skryf. Paulus skryf nie uit 'n plek van depressie of 'n plek van onsekerheid of 'n plek van ontmoedigheid nie, of moedeloosheid selfs nie. Die woorde wat Paulus hierso gebruik as hy aan Timoteus skryf, is woorde van oorwinning. Hier uit sy tronksel uit skryf Paulus, ek het die resies suksesvol afgelê, ek het die wenstreep bereik. En nou verder gaan Paulus en sê, daar wag vir my 'n kroon van oorwinning, 'n oorwinnaarskroon. Die kroon wat hy natuurlik verwys, is hierdie krone van olyfblare wat die wenners van resiese in Paulus se tyd in die 1ste eeu na Christus in hulle spele of hulle resiese of hulle kompetisies gewen het. Eintlik wat Paulus hiervan praat is wat ons kan verstaan as 'n goue medalje. En Paulus sê uit sy plek, uit sy tronksel uit, sê hy, ek gaan die goue medalje kry, of ek het die goue medalje, die Here gaan vir my die goue medalje gee. Nou as ons wat in die 21ste eeu leef, na hierdie situasie van Paulus kyk, of as ons onsself in dieselfde situasie bevind, dan sou ons miskien dalk glad nie hierdie reaksie hê nie. Inteendeel, ons sal dalk voel dat ons heeltemal in ons lewenswandel, in ons lewe self, totaal en al onsuksesvol was. Want sukses vir ons in die 21ste eeu beteken miskien baie keer iets anders as wat Paulus, of as wat sukses vir Paulus beteken. As ons dink aan sukses, dan dink ons aan om 'n graad of 'n paar grade agter ons naam te hê, of ons dink om baie geld in die bank te hê, of 'n groot huis te hê, of 'n fantastiese kar, of 'n lekker groot plaas, of miskien is sukses vir ons dat ons 'n goeie huwelik gehad het, of miskien is sukses vir ons dat ons die hele wêreld vol gereis het. Ja, as mense vir ons vertel dat hulle hierdie goed reg gekry het, of hulle hierdie goed in hulle lewens bereik het, dan sou ons sê, wow, hierdie persoon is ongelooflik suksesvol. Maar as iemand na ons toe kom en vir ons sê, luister, hierdie ou is in die tronk en hy gaan tereggestel word, dan sal ons die laaste ding wat in ons koppe sal inkom is sukses.
Maar dit is hoe Paulus sy lewe beskryf. Paulus beskryf sy lewe as 'n lewe wat suksesvol afgehandel is. Al bevind hy homself hierso in 'n tronksel, al is hy in 'n situasie wat hy niks oor het op hierdie aardse lewe nie. Hy skryf selfs verder in die hoofstuk, as van ons miskien daai hoofstuk verder wil lees, dan sê hy, so baie mense het hom in die steek gelaat, so baie mense het hom verlaat. Paulus het nie eers sy populariteit om op terug te val nie. Hy het niks. En tog, sê Paulus, het hy hierdie resies van hom suksesvol afgehandel. En vanoggend gaan ons so 'n bietjie kyk na hoe lyk 'n suksesvolle resies vir die gelowige, vir die Christen. Waarvan praat Paulus as hy sê hy gaan die goue medalje by ons Here Jesus Christus kyk of kry? Die vraag wat ons vir onsself gaan vra is, wat is hierdie resies? Maar dan moet ons ook vir mekaar sê dat die resies wat ons as gelowiges hier op aarde hardloop, die resies van die lewe, is natuurlik wat Paulus hiervan praat, is dit nie 'n 100 meter resies nie, of selfs 'n 200 meter resies nie. Die resies van die lewe, vir meeste van ons, is 'n maraton. Hoe lyk 'n suksesvolle maraton vir die gelowige? Hoe lyk 'n suksesvolle maraton vir die Christen? As jy praat met mense wat byvoorbeeld die Comrades resies, die Comrades maraton, ultramaraton gehardloop het, dan sal hulle natuurlik vir jou beskryf hoe hard hulle geoefen het, hoe lank hulle geoefen het. Hulle het die regte skoene gedra, hulle het die regte klere gedra, hulle het die regte kos geëet, hulle het genoeg slaap gekry. Al hierdie goed het van hulle 'n suksesvolle maratonatleet gemaak. Maar wat sê die woord van die Here? Wat maak van die Christen 'n suksesvolle maratonatleet? Wat maak van die Christen iemand wat sy lewe, hierdie resies van die lewe, suksesvol afhandel? Voor ons by daai vraag kom, moet ons net ook die vraag antwoord, hoekom wil ons hierdie resies suksesvol hardloop? Dit is natuurlik een van die vrae wat ons moet antwoord. Dit klink dalk vanselfsprekend, maar dit is 'n vraag wat ons moet by uitkom. Hoekom wil ek suksesvol wees in hierdie resies? Hoekom kan ek nie maar so 'n bietjie stadiger hardloop as die res nie? Hoekom kan ek nie maar so 'n bietjie van 'n grap maak van my lewensresies nie? En nommer 1 wat ons in die woord van die Here kry is, want jou lewe is 'n getuienis. My en jou lewe is 'n getuienis. Die wêreld kyk na hoe ons resies hardloop. En as hulle sien dat ons nie baie ernstig is oor hierdie resies nie, dan die afleiding wat hulle gaan maak is dat dit nie 'n resies, dit is nie 'n maraton wat die hardloop werd is nie. So het ons deur ons lewenswandel, deur hierdie resies, hierdie maraton wat ons hardloop, 'n effek op elke liewe persoon om ons. Ons oortuig hulle om saam met ons hierdie maraton te hardloop, of natuurlik glad nie deel te neem aan die maraton nie. Paulus skryf natuurlik in sy brief aan die Korintiërs, skryf hy die volgende. Hy skryf, maar pas op dat hierdie vryheid van julle, as hy nou praat van mense wat hulle self sekere vryhede toelaat, pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir die wat swak is aanleiding gee tot sonde nie. As jy wat hierdie kennis het, in 'n afgodstempel gaan eet en iemand met 'n swak gewete sien jou, sal dit hom nie dan aanmoedig om die vleis as afgodsoffer te eet nie. En dan, vers 11, dan gaan die swakke verlore deur hierdie kennis van jou, en dit 'n broer vir wie Christus gesterf het. Deur so teen die broers te sondig en 'n las op hulle swak gewetens te lê, sondig julle teen Christus. Daarom skryf Paulus, as ek deur wat ek eet my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie. Ek wil nie my broer se val veroorsaak nie. Liewe kyker, liewe medegelowe, ons moet besef dat die manier hoe ons hierdie resies hardloop, soos ons nou al vir mekaar gesê het, 'n effek het op diegende rondom ons. Elke liewe persoon kyk hoe ons die resies, die maraton van die lewe hardloop, en hulle reageer daarop. Al weet ons dit
selfs nie. Nou kom ons natuurlik by die vraag, maar ook natuurlik moet ons dit vir mekaar sê, as ons eerste gedagte as gelowiges is, dat ons nie regtig ernstig wil hardloop nie, dan moet ons onmiddellike, daadwerklike selfondersoek doen. Die persoon wat daadwerklik tot bekering gekom het, wat totaal en al oorgawe het aan die Here Jesus Christus, wat totaal en al hulle lewe oorgegee het aan hulle verlosser, sal en wil hierdie marathon tot die beste van hulle vermoë hardloop. En daar natuurlik, hopelik, is ek en jy by ingesluit. Ek weet, ek wil hierdie marathon tot die beste van my vermoë hardloop. So kom ons gaan kyk, hoe doen ons dit? Wat presies, wat is die stappe wat ons moet volg om hierdie marathon van die lewe so goed as moontlik af te lê, sodat ons aan die einde kom, soos Paulus kan sê, ek gaan daai goue medalje, of Jesus Christus gaan daai goue medalje oor my kop sit. Ons lees ook in die eerste brief van die Korintiërs, in hoofstuk 9 vanaf vers 24 tot 27, lees ons die volgende. Hier skryf Paulus weer, weet julle nie, dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Met ander woorde, moenie halfhartig hardloop nie. Moenie hardloop asof dit 'n grap is nie. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, hierso is die belangrike ene, liewe kyker, almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ons sê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te kry. Met ander woorde, hierdie professionele atlete, ons sê hulle self so baie goed, net sodat hulle 'n goue medalje kan kry, wat mense oor 40 jaar nie eers mee gaan onthou nie. Maar ons doen dit, sê Paulus, vir die onverganklike. Ek, sê hy dan, hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan nie soos 'n bokser wat in die lug slaan nie. Maar, sê Paulus, ek oefen my liggaam en ek bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Die ding wat ek hierso wil uitlig, liewe kyker, liewe medegelowige, is dat Paulus hierso skryf dat ons as Christen atlete, as atlete van die geestelike lewensresies, ons sê onsself allerlei dinge. Hoekom? Sodat ons die goue medalje kan bereik, sodat ons hierdie resies so suksesvol as moontlik kan hardloop. Ek kyk nou die dag, kyk ek 'n dokumentêr oor die UFC, ligte gewig, voormalige ligte gewig kampioen. Nou vir die van ons wat nie weet wat die UFC is nie, die UFC is die organisasie wat gemengde gevegskuns organiseer reg oor die wêreld. Dis nou natuurlik boksers en stoeiers en almal wat op een of ander manier in gevegskuns deelneem, word bymekaar gesit en dan kyk die UFC wie is die beste in die wêreld. En die persoon wat ek toe die dokumentêr oor gekyk het, sy naam is Khabib Nurmagomedov. En Khabib Nurmagomedov was 'n Rus gewees. Hy was die liggewig kampioen van die wêreld, die UFC kampioen, die enigste persoon in die wêreld, in die geskiedenis van die UFC, wat nooit in sy lewe 'n gemengde gevegskuns geveg verloor het nie. Nooit. Sy rekord 29 gevegte, 29 oorwinnings. Khabib se daaglikse roetine was een van slaap, opstaan, eet, oefen, rus, oefen, eet, oefen en dan gaan slaap en dan veg, wen, herhaal die proses. Khabib Nurmagomedov was gefokus. In sy tweede verdediging van sy liggewig titel kom Nurmagomedov te staan teen Conor McGregor. En McGregor was een van die beste liggewigvegters in die wêreld. Maar met sukses het hy sy dissipline begin verloor.
Hy het begin minder oefen. Hy het begin meer partytjie hou. Hy het nie meer die fokus gehad wat hy in die verlede gehad het nie. In hulle geveg het Khabib natuurlik die geveg heeltemal gedomeineer. Hy het die geveg geëindig deur McGregor met 'n fulcrum wurg te wen. Hoekom? Want Khabib Nurmagomedov was gefokus. Khabib het homself allerlei dinge ontsê. Hy het nie gedrink nie, hy het nie partytjie gehou nie, hy het nie gekuier nie. Hy was gefokus, dag in en dag uit, 24/7 kan mens omtrent sê, was sy oë op daai liggewig kampioenbelt gewees. En dit is wat Paulus bedoel as hy sê, ons sê onsself allerlei dinge, sodat ons hierdie resies vir die goue medalje kan hardloop. Ons pas dissipline toe, liewe kyker. Ons doen sekere goed nie. Ons gaan na sekere plekke toe nie. Ons sê sekere goed, ons kyk sekere goed nie. Nou, verder skryf Paulus dan in Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 skryf hy daarso: Terwyl ons so groot skare geleefsgetuies rondom ons het, en Paulus bou nou op hierdie idee van die atleet wat allerlei dinge homself of haarself ontsê sodat hulle hierdie resies kan hardloop. Laat ons elke las van ons afgooi, skryf Paulus daarso in Hebreërs hoofstuk 12 vers 1. Ook die sonde wat so maklik verstik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog, liewe kyker, luister mooi, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Soos Khabib se oë gefokus was op daai goue wig of daai goue ligte gewig kampioenbelt, so moet ons oë gefokus wees op Jesus. Natuurlik skryf Paulus daar in die eerste plek, elke las wat ons onnodig stadig maak, moet ons afgooi, liewe kyker. Wat is die laste waarvan hy praat? Dit is nie vir elkeen van ons dieselfde nie. Vir party van ons is dit TV-reekse. Vir ander van ons is dit musiek. Vir party van ons is dit verhoudings. Vir ander van ons is dit flieks of boeke of wat ook al, liewe kyker, enigiets wat die fokus van Christus aflaal, is 'n las wat ons van onsself moet afgooi. Een van die Satan se grootste wapens is natuurlik afleidings. Ons bou 'n hele ekonomie rondom afleidings. Oral waar ons gaan, word ons aandag afgelei, sodat ons nie ons fokus op Christus sit nie. Moenie toelaat, liewe kyker, dat jou aandag afgelei word nie. Geen atleet gaan 'n maraton binne en hardloop byvoorbeeld met 'n pak klere nie. Geen atleet gaan hardloop 'n maraton met 'n dik baadjie nie. Geen atleet gaan hardloop 'n maraton met 'n rugsak nie. Nee, hulle trek so min as moontlik klere aan, want hulle wil nie laste saam met hulle dra nie. Liewe kyker, kom ons gooi daai laste van onsself af. Nie môre nie, vandag. Sodat ons, as ons die einde van hierdie resies kom, kan sê, ek het hierdie resies suksesvol afgehandig. Maar Paulus sê nie al nie, hy sê natuurlik, is dit nie net die laste wat ons stadiger maak, wat ons weerhou om hierdie resies suksesvol te hardloop nie, maar dit is ook die sonde, sê Paulus, wat ons verstrik, met ander woorde wat vou rondom ons voete. Ek wonder wie van ons het al 'n droom gehad, en in hierdie droom wil ons hardloop, maar ons sukkel. Dis asof ons verleer het hoe om ons bene te beweeg en ons kan nie vinnig hardloop nie. Dis die idee wat Paulus hierso skep. Ons wil so graag vinnig hardloop, liewe kyker, maar die sonde vou homself rondom ons voete en verstrik ons sodat ons dit nie kan doen nie. Dit is net sowel 'n maraton, 'n professionele maratonatleet daag by die resies op en in plaas van hulle fantastiese professionele
hardloopskoene wat hulle aan hulle voete het hulle sommer kerkskoene. Of hulle het sommer Crocs aan. Baie van ons, as ons dit sou sien, sou sê, oeg, hierdie persoon is heeltemal die klits kwyt. Kyk wat doen hulle. Hulle hardloop 'n maraton met hierdie patetiese skoene. Maar liewe kyker, as dit kom by die resies van die lewe, en ons kyk na die skoene wat ons aan het, dan is dit partykeer nie vir ons 'n probleem as ons sommer kerkskoene aan ons voete het, in plaas van hardloopskoene nie. Waarvan praat ek, liewe kyker? Dis natuurlik die sonde wat ons voete vashou, wat maak dat ons nie hierdie resies so vinnig kan hardloop en so goed kan hardloop soos wat ons graag sou wou nie. Liewe kyker, kom ons trek daai skoene uit. Kom ons raak ontslaaf van daai sonde in ons lewe. Dit is nie so moeilik nie, liewe kyker. Dit is nie so, soos hulle sal sê, so scary soos wat ons dink dit is nie. Kom ons trek daai skoene uit en kry vir onsself professionele hardloopskoene. Ons vul onsself met die Heilige Gees, sodat ons hierdie resies suksesvol kan hardloop. Dit is die belangrikste resies, letterlik, van ons lewe. Hoekom maak ons nie erns daarmee nie? Liewe kyker, as ons onsself gaan belas met goed wat ons aandag aftrek van die Here Jesus Christus, as ons onsself verstrik met sonde, dan gaan ons nie 'n wapen, 'n suksesvolle wapen in die Here se arsenaal kan wees nie. Dan gaan ons nie hierdie resies suksesvol kan hardloop nie. Dit was natuurlik vir 'n groot deel van my persoonlike lewe was dit die geval. Maar halleluja, liewe kyker, prys die Here, ek het daai skoene van my voete afgehaal en ek het vir my hardloopskoene aangesit. Ek het daai laste van my skouers afgegooi en ek het gesorg dat ek met hardloopklere, met so min laste as moontlik hierdie resies hardloop. Vir party van ons, liewe kyker, is hierdie resies lank. Vir party van ons is dit bietjie korter. Party van ons kan selfs nou, terwyl ons na hierdie boodskap kyk, kan ons die wenstreep sien. Ander van ons is nog onseker, ons is nog hier in die middel van die resies. Maar nie een van ons, liewe medegelowige, weet wanneer ons resies eindig nie. Vir party van ons kan ons môre om die draai kom en dan hier is die wenstreep. Wil ons regtig, liewe medegelowige, wil ons regtig 'n grap maak van die belangrikste resies van alle tye, van die maraton van die lewe. Dis nooit te laat om te begin hardloop nie. Dis nooit te laat om met erns te begin hardloop nie. En dis nooit te vroeg nie. Christus het tog vir ons gesterf. Sy bloed is vir ons gestort. Sy hande is vir ons deurboor. Hy is vir ons gemartel, geslaan, gegesel. Dis die minste wat ons kan doen om hierdie laste, ontslaaf van dit te raak. Om hardloopskoene aan te trek. Om ontslae te raak van die sonde in ons lewe. En om te hardloop vir die goue medalje. Tot volgende keer.